Goeienaand mense, Sjap hier. Ek wil gou die 6de seël met julle behandel. Het is ook in hoofstuk 6. Ongelukkig sou dit te lank wees die video. Dus hoekom ek 2 dele doen vir hoofstuk 6. Maar nietemin, kom ons kyk na hoofstuk 6. Hier is nogal heel wat apokaliptiese taal, kodetaal in hierdie hoofstuk. Nou die hoofrede hoekom Johannes kodetaal gebruik, hoofredes, een van die redes is, hy was in die tronk op Patmos, en sodat die mense, die Romeine nie verstaan wat hy skryf nie, het hy in kodetaal geskryf, sodat die gemeentes vir wie hy dit bedoel het, as hulle dit kry, dat hulle dit sal verstaan, maar as die Romeinse soldate of wie ook al dit gelees het, sou hulle dit nie verstaan nie. Dit is hoekom. Ek dink dit is een van die hoofredes. Maar ook, dit is soos 'n verwysing na spesifieke profesieë in die Bybel. Hierdie apokaliptiese taal verwys na spesifieke profesieë in die Bybel, sodat die lesers, hierdie 7 gemeentes, kan verstaan wat hy eintlik bedoel met hierdie kodetaal. Omdat hulle dan net kan verwys, as hulle wil, na die profeetboeke, en kan sien, en daar gaan lees, wat beteken hierdie woorde, hierdie kodes, hierdie apokaliptiese taal, dis wat hulle dit vandag noem. Kom ons begin, vers 12. I looked, when he opened the 6th seal, and behold, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became like blood, and the stars of heaven fell to the earth, as a fig tree drops its late figs, when it is shaken by the mighty wind. Then the sky receded as a scroll, when it is rolled up, and every mountain and island was moved out of its place. Ek wil net sê, hierdie sky receded as a scroll is nog 'n bewys dat die aarde het 'n koepel bo oor hom, dat hy is nie 'n spinnende bal nie. Vers 15, and the kings of the land, the great men, the rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every free man hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and the rocks, fall on us, hide us from the face of him who sits on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath has come, and who is able to stand? Nou, soos ek sê, hier is apokaliptiese taal baie van dit, alhoewel van dit kan verwys na spesifieke dinge wat ook gebeur het, soos aardbewing. Dit het gebeur in 68 na Christus, was daar 'n groot aardbewing in Jerusalem. Maar ek gaan dit later ondertoe lees vir julle. Eerste deel hierso gaan ek vir julle die meer soos 'n apokaliptiese verduideliking gee van hierdie 6de seël. En dan meer 'n fisiese vervulling van hierdie goeters ondertoer, sodat julle kan sien, albei kan verwys na die 6de seël. Matteus 24 vers 2 sê Joshua, do you not see all these things? Assuredly I say to you, not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down. Dis die totale, verwys na die totale vernietiging van Jerusalem en die tempel. Nou hierdie apokaliptiese taal, dit is spesifiek wat hierdie apokaliptiese taal beteken. Dis die totale vernietiging van 'n plek, van 'n land, van 'n mense, van 'n dorp of stad. Ek sal vir julle nou die profetiese boek wys waar dit presies net so staan, soos wat Johannes dit hier geskryf het. As 'n verwysing vir hierdie 7 gemeentes om te weet waarvan hy praat. Ek sê mos, die Bybel verduidelik die Bybel. As die koepel opgerol het, soos 'n boekrol hierso, hier sê mos, dit sê, then the skies receded as a scroll. Nou, as die koepel opgerol het soos 'n boekrol hierso, hierbo, wat is dan die doel van die res van hierdie boek? Dan sou alles mos vernietig gewees het op die hele aarde, want alles bo die koepel sou op die aarde geval het, onder andere die tonne water. Dat sou soos weer soos 'n Noag se vloed gewees het. So hierdie is nie 'n fisiese vervulling van
hierdie woorde nie. Daar kan nie 'n fisiese vervulling wees van hierdie woorde nie, want dan sou die hele aarde vernietig gewees het net hier en dan was alles verby. Dan het jy nie die res van hierdie boek eers nodig gehad nie. Apokaliptiese taal of spraak. Apokaliptiese profesieë is 'n genre wat literatuur en geloof voorspel rampspoedige gebeure en die einde van die wêreld en gebruik dikwels simboliese taal en visioene om 'n boodskap van goddelike oordeel en die uiteindelike triomf van goed oor kwaad oor te dra. Ons sien dit is simboliese taal, apokaliptiese taal. En dit is wat hierdie is hoofsaaklik. Maar dit is half 'n vermenging van letterlike goed en apokaliptiese taal. Jesaja 34 vers 3, 4 en 6. Their slain also shall be cast out, and the stench of the dead bodies shall come up, and the mountains shall be melted with their blood. Nou kan berge smelt met bloed. Nee, bloed kan nie berge smelt nie, né? Dit is apokaliptiese taal. Is simboliek. Dit kan verwys na daar was verskriklik baie bloed, baie mense wat doodgaan. Dan, and all the host of heaven shall be dissolved. Dis hoekom ek hierdie verskillende kleure gemerk het. And the stars of heaven fell to the earth, so dis soos om dit is dissolved. And the heavens shall be rolled together as a scroll, net soos wat ons hierbo gelees het. And all their hosts shall fade away, as the leaf fades from off the vine, and as a fading leaf from the fig tree. Weer eens ook 'n verwysing na die fig tree, wat hier verloor hy sy blare, hierbo verloor hy sy vrugte. Dis maar dieselfde prinsip. For Yahweh have a sacrifice in Bozrah and a great slaughter in the land of Idumea. Hierdie hoofstuk in Jesaja handel oor die totale vernietiging van Idumea en Bozrah. Hierdie apokaliptiese taal dus verwys na 'n totale vernietiging van 'n land, 'n stad of 'n gebied. En presies is dit wat hierdie simboliek hierso, hierdie apokaliptiese spraak hierso, verwys ook na die totale vernietiging wat Jahwe beplan vir Juda. Dis waarna dit verwys. Hierdie sterre wat val, hierdie fig tree wat die figs drop, en die koepel wat oprol. Dis nie letterlike fisiese goed nie. Dis 'n verwysing, en die fig tree verwys altyd ook maar na Israel, en die figs wat drop kan verwys na Israel, of Israeliete wat doodgaan, wat baie min word, of heeltemal verwyder word, vernietig word. En kom ons gaan aan. So hier sien ons 'n spesifieke direkte verwysing na Jesaja 34. So hierdie 7 gemeentes sou geweet het, dit is wat Johannes van praat. Hulle sou geweet het waarvan hy praat as hulle dit lees, dat hy verwys na die totale vernietiging van Juda. Hulle sou dit so verstaan het, né? Dit is net ons mense vandag, die Christendom, wat nie 'n klou het nie, hulle verstaan nie hierdie goed nie, hulle vergelyk nie hierdie Openbaring met die res van die Bybel nie, so hulle maak net 'n klomp nonsens op. En dis 'n probleem, né? Kom ons kyk verder. Hosea 10 vers 8. Nou gaan ons 'n bietjie kyk na hierdie mense wat sê vir die klip op hulle moet val, wat in die grotte probeer wegkruip. Kom ons kyk waar het dit vervul. Hosea 10 vers 8. The high places also of idolatry wickedness, the sin of Israel, shall be destroyed. The thorn and the thistle shall come up on their altars, and they shall say to the mountains, cover us, and to the hills, fall on us. Weer eens Johannes verwys spesifiek na hierdie profesie, soos hier, in Hosea 10 vers 8, en hy wil vir hulle wys, dat hierdie mense wat sê, to the mountains, cover us, and to the hills, fall on us, is Israeliete. Spesifiek Israeliete wat dit uitroep. So dit is die ryk mense in die wêreld wat in spilonke wegkryf vir hierdie komende wat ook al nie. Hierdie verwys spesifiek na Israel wat dit uitroep. Lukas 23 vers 29 tot 30. For behold, the days are coming in which they shall say, blessed are the barren, and the wombs that never bore, and the breasts that never gave suck.
Then shall they begin to say to the mountains, fall on us, and to the hills, cover us. Hierdie is Joshua se woorde aan die vrouens met sy kruisiging, het hy vir hulle gesê, dat hulle moet eerder ween vir hulle eie kinders, want hy het geweet, die groot oordeel, die groot verdrukking kom vir hulle, en dat het baie erg gaan wees vir vrouens wat klein kinders het, of babas het, of wat swanger is, né? Hier weer eens, in Mattheus 24 vers 19, but woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. Dit hy sê, dit is 'n verskriklike erg tyd met die Romeine, Romeinse mag wat Israel gaan vernietig, die stede gaan vernietig, en dit is beter vir vrouens dat hulle nie kinders het of swanger is nie. En dan saam met dit sê dan ook, en die mense sal sê, dat die mountains en die hills moet hulle cover, moet hulle toegooi, want die slag gaan so groot wees wat Rome gaan doen, wat Rome aan hulle gaan doen, gaan so erg wees, dat hulle gaan wens, dat hulle in die grotte, dat die klippe net op hulle kan val en hulle bedek. As wat die Romeinse soldate hulle in die hande kry. En dis hoekom Joshua hierdie goed saam sê, want dit gaan oor die oordeel van Jahwe oor Israel, en hy het mos Rome gebruik om Israel te judge. So dit verwys spesifiek na daardie mense met die rondom 70 na Christus wat geoordeel is deur Jahwe. Josephus Wars 673. So now the last hope which supported the tyrants and the crew of robbers who were with them was in the caves and caverns under the ground, whither, if they could once fly, they did not expect to be searched for, but endeavored that after the whole city should be destroyed and the Romans gone away, they might come out again and escape from them. This was no better than a dream of theirs, for they were not able to lie hid, either from God or from the Romans. Hier is al 'n klare voorbeeld van die Israeliete, het probeer wegkom van Rome af, deur in hierdie grotte weg te kruip, toe hulle die stad aangeval het. Maar hulle het nie weggekom nie, want die Romeinse soldate het al hierdie slote en gate en so aan deursoek, en hulle almal doodgemaak. Josephus Wars 721. This Simon during the siege of Jerusalem was in the upper city, but when the Romans' army was gotten within the walls, and were laying the city waste, he then took the most faithful of his friends with him, and among them some that were stone cutters, with those iron tools which belonged to their occupation, and as a great quantity of provisions as would suffice them for a long time, and let himself and all them down into a certain subterraneous cavern that was not visible above ground. Now so far as had been digged of old, they went onward along it, without disturbance, but where they met with solid earth, they dug a mine under the ground, and this is in hopes that they should be able to proceed so far as to rise from underground in a safe place, and by that means escape. So far ek weet, het hulle nie ge-escape nie. Hulle was toe gevang. Ek dink hulle almal was doodgemaak, selfs hierdie Simon en sy vriende. Wat ook maar 'n vervulling is van daardie woorde van Joshua en van Hosea en dan hierso van Johannes in Openbaring. In vers 14 sê Johannes dat elke berg verwyder sal word. Berg is 'n woord wat die Bybel dikwels gebruik om 'n stad of koninkryk aan te dui. Hier is 'n klomp verse wat sê dat 'n berg kan verwys na 'n stad. En hy verwys spesifiek hier na vers 14. And every mountain and island was moved out of its place. Dis waarna hy verwys, mountain and island. Alles sê so, dit kan verwys na, hierdie mountains verwys na stede. Nou die stede van Israel was vernietig deur Rome heeltemal. Dit is die eerste vers wat ek gelees het, daar het nie 'n klip op 'n ander gelaat in Jerusalem nie, alles was destroyed. Kyk, waar was ek hierso?
Ja, in vers 14 sê Johannes dat elke berg verwyder sal word. Berg is 'n woord wat die Bybel dikwels gebruik om 'n stad of koninkryk aan te dui. Dit is omdat stede dikwels op berge gebou is vir militêre verdediging. Die verwydering van hierdie berge of koninkryke in Openbaring 6:14 word vervul in die oorlog met Rome. Met die berge of stede van Israel wat deur die Romeine afgebreek is, kan die leser besef hoe elke bergstad van sy plek verwyder is. In Openbaring 6 vers 14. Joël 2 vers 10. Ek wil net hier noem, onthou dat ek gesê het, die Bybel is geskryf vir Israel, Openbaring, soos ons sien met hoofstuk 5, is spesifiek die oordeel oor Juda en Rome, maar meerendeels oor Juda en die stede en dorpe van Juda. So dit kan nie verwys na die hele wêreld, dat die eilande en berge en goeters skuif en mal gaan in die hele wêreld nie, maar dit gaan spesifiek oor Rome en Juda. En dit is daar vir ons gestel, alreeds in die hoofstuk 5. Joël 2 vers 10. The earth quakes before them, the heavens tremble, the sun and the moon grow dark, and the stars diminish their brightness. Hierso is weer apokaliptiese taal, maar wat beteken dit? Joël 2 vers 1 tot 10 verwys na 'n geweldige weermag wat alles vernietig, en dit word vergelyk met die son en die maan wat verdonker en die sterre wat verdof. So as apokaliptiese taal praat van die son, maan en sterre wat verdof, verwys dit na 'n oormag, 'n verskriklike weermag wat alles vernietig voor die oog. Is dit nie wat Rome gedoen het nie? Dis presies wat hulle gedoen het met Juda. Hulle het 1.1 miljoen van hulle doodgemaak. Wel, seker nie van hulle was dood van die honger, maar die res van hulle was doodgemaak deur Rome. En dit was net in Jerusalem self. Dit was nie eers die ander dorpe om Jerusalem nie. Dis verskriklik. So dis letterlik 'n vervulling van hierdie son, maan en sterre wat verduister het. So dis nie 'n fisiese verduistering nie. Dis 'n apokaliptiese taal wat verwys na 'n vernietiging van 'n mense. Soos Joël 2 vers 10 vir ons sê. Esegiel 32 vers 7 tot 8. When I snuff you out. Onthou, hier is die verduideliking wanneer hierdie goed gaan gebeur. As Jahoe jou vernietig. I will cover the heavens and darken their stars. I will cover the sun with a cloud, and the moon will not give its light. All the shining lights in the heavens I will darken over you. I will bring darkness over your land, declares the sovereign Elohim. Weereens, as Johannes verwys na die son, maan en sterre wat verduister, verwys hy na Esegiel 32. Hy verwys na Joël 2 vers 10. Hy verwys na Psalm 18. Ek sal nou vir julle Psalm 18 lees. So hierdie lesers van hierdie boek, hierdie 7 gemeentes het dit verstaan. Hulle het geweet wat sê die profete. Hulle het geweet as hy sê die son, maan en sterre verduister, is dit kodetaal wat sê Jahoe vernietig die plek, of hy vernietig daai mense, daai dorp, daai stad, of wat ook al. Hulle het geweet, dit is wat dit beteken. Hulle het geweet, hy sê nie, die son, maan en sterre gaan regtig donker word vir 'n tydperk nie. Ek wys mos nou hier vir julle, die Bybel verduidelik die Bybel. En Johannes het juis verwys na hierdie ou profeseë, sodat sy lesers kan verstaan wat hy wil sê. Josephus, The Wars of the Jews, 4:4-5. There broke out a prodigious storm in the night, with the utmost violence and very strong winds, with the largest showers of rain, with continued lightnings, terrible thunderings, and amazing concussions and bellowings of the earth. That was in an earthquake. These things were a manifest indication that some destruction was coming upon men when the system of the world was put into this disorder, and anyone would guess that these wonders foreshadowed some grand calamities that were coming. So hier noem Josephus van die groot storm
weerlig, thundering, lightning, en dan ook aardbewing. Alles het soms so saam op een slag gebeur, 68 na Christus, so was 'n groot aardbewing tydens 'n groot storm. Nou kom ons lees dit wat hy hier sê. Gaan ons nou net so lees in Psalm 18. Ek sê nie hierdie wat hy hier sê, Josephus is apokalipties nie, dit wat hulle fisies ervaar het, maar dat hy, soos wat hy gesê het, dit is asof dit 'n verwysing is na iets ergs wat gaan gebeur met die mense. It's indication that some destruction was coming upon men. En hy was nie verkeerd nie, want wat het gebeur toe hierdie storm gebeur het? Ek gaan nou vir julle lees hieronder. Psalm 18, 7-14. Dit is nou as Jehovah kom op die wolke om oordeel te bring oor 'n nasie, né? Dis waaroor hierdie praat. Then the earth shook and trembled. The foundations of the hills also quaked and were shaken, because he was angry. Smoke went up from his nostrils, and devouring fire from his mouth. Coals were kindled by heat. He bowed the heavens also, and came down with darkness under his feet. Jy sien, donker wolke. Dis deel van die oordeel. And he rode upon a cherub, and flew. He flew upon the wings of the wind. Ons sien, erg wind, en donker wolke. He made darkness his secret place. His canopy around him was dark waters. And thick clouds of the skies, weer eens, donker wolke, sterk winde, water, kan verwys na reën ook, from the brightness before him. His thick clouds passed with hailstones and coals of fire, weer eens, nog 'n ding wat bykom, haalstene, haal. Jehovah thundered from heaven, thundering, and the Most High uttered his voice, hailstones and coals of fire. He sent out his arrows and scattered the foe, lightnings in abundance, and he vanquished them. You see? Lightnings, thundering, darkness of clouds, rain, wind. Dis dit nie alles wat ons nou gelees het wat Josephus verduidelik hierso. As Jehovah kom, is dit wat jy moet sien. Of Joshua. There broke out a prodigious storm in the night, with the utmost violence and very strong winds. Sien? Winds. With the largest shower of rain. With continued lightnings. Terrible thunderings. Amazing concussions and bellowings of the earth that was in an earthquake. These things were a manifest indication that there is some destruction coming. So ons sien, dit wat ons net so lees in Psalm 18 is wat Josephus gesien het gebeur 68 na Christus. So wat gaan gepaard met so 'n storm en die earthquake en so aan? Volgens Psalm 18 is dit Jehovah se oordeel wat kom oor 'n mense. Hierdie aardbewing en storm het plaasgevind met die aankoms van die Edomeese leer buite Jerusalem. Die Edomeërs het later daardie nag by Jerusalem ingekom en duisende mense in die stad doodgemaak terwyl die storm voortwoed. Ja, tydens hierdie storm het die Edomeërs ingekom in Jerusalem en duisende mense doodgemaak. Let op dat in Psalm 18 en Josephus se verslag wat hierbo aangehaal is, albei 'n groot storm met kragtige winde, reën, weerlig, donderweer en aardbewings aanteken. Onthou dat Psalm 18 'n beskrywing is van hoe dit lyk wanneer Jehovah op die wolke kom in oordeel. Die feit dat al dieselfde tekens wat in Psalm 18 genoem word, ook in 68 na Christus voorgekom het, impliseer dat Jehovah of Joshua ook op die wolke op daardie tydstip gekom het. Onthou julle, ek het julle gesê, Joshua was gesien klomp keer tydens daardie oorlog van Rome teen Israel, teen Juda. Tussen 66 en 70 na Christus het mense kort Joshua gesien op die wolke. Hy was daar met die oordeele wat uitgelê is
daardie hele tydperk was hy daar om toe te sien dat dit uitgevoer word en klaargemaak word. Joshua was daar om seker te maak dit word 100% uitgevoer, die oordeele oor Jerusalem en Juda, en dan ook later oor Rome. Dis hoekom hy van 66 tot 70 daar was. So die wederkoms, die idee wat ons het as Christene is, dis soos jy klap jou vingers so en tjoef, dis daar verby. Hy piepolk en dan verdwyn hy weer. Maar dit is nie hoe dit gebeur het nie. Dit lyk my, dit was die woord in Hebreëus, ek dink is parousia. Dit is soos jy bly daar vir 'n tydperk, terwyl iets klaar gedoen word. In die geval is dit die oordeel van Juda, wat voltooi moes word in daardie jare, tussen 66, dis al begin in 66, maar dit het eers in volle swang gegaan, so van 68 af tot 71, so 3,5 jaar. Kom ons lees gou hier klaar. Let op dat dit die wonderbedekking, die wolkenbedekking is, wat die son, maan en sterre verdonker in Esegiel 32. Die onweerswolke van die gloriewolk, wat Jehovah se teenwoordigheid aandui. Nou ja, soos ons gesê het, hierdie, alles wat so verduister en verdonker, kan spesifiek verwys na die vernietiging van 'n plek, maar dit kan ook verwys na Jehoshua of Jehovah se teenwoordigheid met die oordeel van 'n plek. Donker wolke. Josephus in 68 na Christus hierbo verduidelik hoe die koepel teruggetrek het soos 'n boekrol wat oprol. In vers 14. Soos die heerlikheidswolk oor die naghemel versprei het, verduister hierdie ondeursigtige wolke die sterre progressief, soos Esegiel 32 genoem word. Wat ek probeer verduidelik hierso is, soos wat Jehovah of Joshua se teenwoordigheid was daarop op die wolke met die oordeel wat kom deur die Edomeërs wat hy gebruik het om duisende Jerusalem inwoners dood te maak. Soos hierdie wolk versprei het deur die hemelruim. Jy sou nie die wolk kon sien in die nag nie, maar wat jy wel sou gesien het is die sterre begin verdwyn van 'n sekere punt af buite toe, soos wat die wolk groei. Dan sou dit fisies gelyk het asof die koepel oprol soos 'n skrou. Dat hy oprol soos 'n skrou. Dis amazing, nee. Daardie gesig dat jy sien die sterre en skielik kan jy sien in die middel begin die sterre verdwyn en soos dit die wolk so uitbeweeg, sien jy net hoe meer en meer sterre verdwyn in die lug, maar jy sien nie die wolk nie. Jy sien net hoe die sterre verdwyn. So dit lyk of die hemel so oopmaak. Amazing, né? En soos hierdie ouie sê, en ek dink dit kan moontlik wees, dat dit is wat Johannes na verwys het met sy visioen. Dat dit so gelyk het vir die mense daar in Jerusalem daardie dag, of daardie nag met die storm. Dat dit lyk of die hemel oopgaan, want die sterre verdwyn. En die sterre vervaag geleidelik uit die oog by die koms van Yahushua. Dit lyk dus asof die storm wat met die aankoms van die Edomeese leer na Jerusalem in 68 na Christus gepaard gegaan het, beide die aardbewing van die vers 12 en die koepel wat oprol soos 'n boekrol in vers 14 vervul is. Hierdie bedekkende effek wat deur die gloriewolk veroorsaak word, verduidelik ook hoe die son in Openbaring 6:12 verduister word, net soos in Esegiel 32 vers 7 en 8. Soos wat hy ook sê, net soos in die dag ook, as Joshua afkom, hy het ons gesê, hy kom op die wolke, né? So daar is wolke betrokke as hy kom, en dat dit ook die son kon geblok het in die dag. Net soos wat dit in die nag die sterre blok, die sterre en die maan. Amazing, né? Amazing hoe die goed fisies en apokalipties vervul is, en vervul kan word, en jy kan sien in hierdie geskrifte van die Bybel en ekstra Bybelse boeke, dat dit is 'n verwysing na hierdie dinge wat Johannes geskryf het. En mens kan ook sien dat hy dit spesifiek geskryf het vir die 7 gemeentes, wat sou weet wat die profete sê.
En hulle sou geweet het wat probeer hy sê vir hulle. Wat bedoel hy? Wat is die kodeskrif, wat dit beteken? Vandag verstaan mense nie hierdie kodeskrif nie, maar die mense van daai tyd vir wie die brief geskryf is, het dit verstaan. En dis juist vir hulle bedoel gewees in elk geval. So dis so ver ons gaan kom vanaand. Julle kan sien hoekom ek hierdie apart wil gedoen het, want hierdie video is al klaar 0:30. So as ek dit saamgesit het met die ander 5 seels, so hierdie video amper 1 uur en 'n half gegaan het, né? Sou 'n bietjie te lank gewees het. Ja, so ek gaan dit hier stop en ons praat volgende keer verder vir die volgende hoofstuk. Maar dit is amazing en dit is lekker om 'n nuwe viewpoint te hê op Openbaring. Nuwe sienings, want daar is net een siening versprei al die jare nog van Openbaring en dit is 'n verkeerde siening. En ek is hierso, ek probeer die akkurate verduideliking gee van Openbaring soos wat Johannes dit wou hê moes verstaan word en soos hy dit geskryf het vir daardie 7 gemeentes en net soos hulle dit ook verstaan het. En ek wil hê ons moet dit ook so verstaan, hè. Ek glo Jehovah se Gees wil dit ook so hê en dis hoekom Jehovah my gehelp het en gelei het met hierdie Openbaring ook, dat ek dit kan doen en kan deel met julle. Geniet julle dag verder en ons praat weer volgende keer. Totsiens.